Ek kyk op na die berge en vra, waar kom my hulp vandaan? Die hulp wat nodig is vir redding, redding van myself, redding van gebrokenheid, redding van seer. Wie of wat kan my werklik red? Waar kan ek hulp kry? Daar is net een wat kan help. Hy was op Golgotha vasgeslaan, aan 'n kruis. Ons aan die ander kant was onder veilig. Ek kyk op en sien sy gebroke liggaam. Ek sien Jesus en besef, hy is nie ver nie. My hulp het gekom. Hy was op 'n kruis, stikkend, soos die verhouding tussen God en die mens. Maar Jesus op daai kruis het alles verander. So kyk, en sien die kruis is leeg. Kyk en sien jou hulp het gekom. Hy gaan jou nie laat val nie, hy gaan jou nie los in die dag of selfs in die nag nie. En daarom weet ek, my hulp kom nie vanaf die berge nie. Dit lê selfs nie eens in 2 houtbalke nie. Maar my hulp kom vanaf die een wat daarop was. Ja, daar was 'n houtkruis, maar daar was 'n redder. Hy is die een waarna ek kan opkyk. My hulp kom van hom af. Kyk op, die kruis is leeg. Kyk op, jou Vader se arms is oop. Kyk op verby die berge in die hemel en sien aan die regterkant van die Vader se seun wat elke prys betaal het. Op 'n kruis wat hy nie verdien het nie. Ek wil julle nooi om saam met ons te staan as ons die volgende gaan saam sing. Behold the Father's heart, the mystery lavishes on us, as deep cries out to deep, oh, how desperately he wants. The things of earth stand next to you, like a candle to the sun. Unfailing Father, what compared to His great love? Behold His only Son, the Lion and the Lamb given to us. The Word became a man, that my soul should know His Savior. Forsaken for the sake of all mankind, salvation is in His blood. Jesus Messiah, wasn't over, for He is the risen one that sings my soul, that sings my soul. How great your love is,
Light up this broken heart and light my way till my time on earth is done. Oh, Holy Spirit, breathe in me like kingdom come. Oh, Holy Spirit, let your word in me be done. Oh yeah, then sings my soul, then sings my soul. How great your love is, how great your love is. Then sings my soul, then sings my soul. How great your love is, how great your love is. Then sings my soul, then sings my soul. How great your love is, how great your love is. Then sings my soul. My God, He who was and is to come, prepare the way until the work on earth is done. And watch as the clouds He rides, swing low, lift up the sound as He makes our praises throne. And behold, the Lord our God will lead us home. Volgende oomblik kan ons in die Here hande klap gee. Dank Jesus vir dit hier is. Here, U is ons hoop. Dit is 1 Tessalonisense tereg sê, Here, ons is nie soos mense sonder 'n hoop nie, Here, maar ons het hoop dat die kruis leeg is. Hoop, Here, dat dood is oorwin. Hoop, Here, dat ons volgende kan kom en sê, then sings my soul. Then sings my soul. Here, selfs in moeilike tye mag ons sing oor hoe groot en hoe goed U is. Here, mag U wil vandag geskied. Mag ons vandag hemel op aarde beleef. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. En die persoon langs jou groet en net sê ek is so bly jy is saam met my hier nie. En as almal gegroet is, kan jy met liefde jou sit lekker kry. Dit is so groot voorreg om goeie Vrydag saam met jou te kan spandeer vanoggend. En as jy ooit die boek Romeine lees, ek raai jou regtig aan, is 'n wonderlike boek geskryf deur 'n man met die naam Paulus. Maar in Romeine 1 kom Paulus en hy begin hierdie boek deur te sê, ek is deur God aangestel om met julle te kom praat. En hy sê die volgende ding, ek is afgevaardig om die goeie nuus te deel. En hoe ek vanoggend voel is asof die Here vir my sê, Marius, ek vaardig jou vanoggend af om die goeie nuus te deel. En dis wat ek vandag graag wil doen. En as jy nou hoor goeie nuus, in Grieks is dit, word dit vertaal as evangelie of evangeliko. Dit beteken om goeie nuus te bring in moeilike tye. En waar voor Jesus gekom het en gesterf het, as ons gehoor het van die evangelie, dan wat sou gebeur het is, daar was 'n oorlog. En mense het gevrees vir hulle lewe, en mense was vasgevang, en daar was 'n vyand. En daai vyand het gekom om te steel, te slag en te verwoes. En dan wanneer die weermag uitgegaan het en hulle het 'n oorwinning behaal, is daar 'n boodskapper gestuur.
En daai boodskapper het dan gekom en hy het in die stadsplein gaan staan en hy het 'n evangelie gebring, 'n tyding van goeie nuus. En weet jy wat het hy gesê? Ons het oorwinning! Ons het oorwinning! Wie van julle is excited oor die feit dat ek volgende die kan staan en sê, ons familie, ons het oorwinning! Yes! So, dit gesê, waarvan het ons oorwinning? Wat kan ons vanoggend kom en sê, dit is goeie nuus? En in die week weer besef ek dat Jesus sê, dat ons moet word soos kinders, en ons moet die evangelie aanvaar soos kinders. Ons kan op 'n goeie Vrydag soos vandag, so diep teologies raak. Maar Jesus se woorde is, dat die koninkryk van God behoort aan kinders. En om die koninkryk van God te aanvaar, moet ons dit soos kinders aanvaar. En so wat ek wil doen volgende, ek gaan ook stories deel, wat jy baie goed ken, wat jy in kinderkerk geleer het, of in kinderkraans, of toe jy in sondagskool was, en jy was jonk, maar hierdie stories vertel ons hoekom het ons nodig, en so ons gaan na die heel begin toe gaan in Genesis, God man en vrou geskep, Adam en Eva, en hierdie twee mense het hy perfek gemaak, en hy het gemaak want hy wil verhouding met die mens hê. Dis belangrik om volgende te verstaan, God wil verhouding met jou hê, God wil verhouding met die mensdom hê, met elke persoon wat leef, God wil verhouding hê, en wat gebeur is, in die tuin van Eden, kom Adam en Eva maak droog. En hulle luister na 'n stem wat sê, jy kan soos God wees, jy kan God se plek inneem in jou eie lewe. Hoor mooi, die rede hoekom hulle van daai vrug geëet het, was, ek wil soos God wees. Ek wil nie hê iemand moet oor my regeer nie. En as gevolg van dit, kom daar 'n stuk gebrokenheid in hierdie wêreld in. Adam kom en hy kies teen God. Hy sê, ek kan hierdie op my eie doen. Adam en Eva. Adam is die man, leier, stap voor, hy val. Hierdie eerste Adam maak droog. En nou sal mens dink uit hierdie gebrokenheid uit wat gebeur het en in die wêreld ingekom het, dat die volgende mense sou geleer het daaruit. Maar nee, want as jy vat, Adam en Eva het klomp kinders gehad. Ons weet nie hoeveel nie, maar hulle het 'n klomp kinders gehad. En twee van hulle seuns se name was Kain en Abel. En Kain en Abel het natuurlik iewers by hulle ouers gehoor, daar was 'n tuin. En in hierdie tuin was alles mooi en perfek. En in hierdie tuin was God naby. God was nie ver nie. God het langs ons geloop in die aand het God langs ons gewandel en ons kon sy stem hoor. Maar ons het droog gemaak. Ons as julle ouers het droog gemaak en ons 'n skeiding tussen ons en God. En hulle het heel moontlik hierdie stories vir hulle kinders vertel. En jy sal nou dink omdat hulle hierdie stories gehoor het, dat hulle sal sê, nee, ons gaan beter wees as ons ouers. Ons gaan nie dieselfde foute maak as ons ouers nie. Maar tog kom Kain en hy slaan vir Abel dood. En die mensdom is nog steeds vervalle, en die mensdom is stikkend. En dan gaan die res van Genesis aan, en ons lees verder, ons lees van 'n man met die naam Abraham. En Abraham word deur God geroep en gesê, Abraham, ek gaan deur jou 'n nasie geboorte gee wat die wêreld gaan seën, verwysing na Jesus wat deur die Israeliete sou gekom het, deur die Joodse nasie sou gekom het. Hy sê, ek gaan die wêreld seën deur jou, en nie 'n belofte, maar sy vrou word nie swanger nie. En sy vrou en hy neem dit in hulle eie hande om weer eens God se plek in te neem. En daar kom weer eens 'n stuk gebrokenheid, want 'n Ismael word gebore. En Abraham word gesê, slaap saam met jou Egiptiese slaaf en kry 'n babatjie, en uit sonde uit word gebore. En weer eens is Abraham nie die ou wat ons kan help nie. En dan gaan ons nog verder aan, en ons sien dat die mensdom het hulp nodig, want dan kom ons by 'n ou met die naam Moses, en so na Abraham het ons Abraham, Isak, Jakob, hierdie ouens wat volg, maar die interessante ding is, al hierdie ouens is gebroke, al hierdie ouens val tekort, al hierdie ouens kom nie uit by, om die mensdom weer vry te kry, soos wat het was, voordat Adam en Eva droog gemaak het nie. Elke mens wat kom, jaag aan, en steel, en doen net wat vir hulle eie win is, en sit hulle self heeltyd in God se plek, hulle sit hulle self heeltyd eerste. En soos hierdie storie aangaan, ontmoet ons 'n man met die naam Moses. En Moses moes gesterf het as 'n babatjie, het nie gesterf as 'n babatjie nie, want sy ma het hom in 'n mandjie gesit en het afgedryf. En daar kry die Farao se dogter hom en vat hierdie jong man Moses en maak hom groot, en hy word in die paleis groot. En Moses lei die volk uit Israel, uit Egipte uit. Sê vir hulle, God gaan ons vat na 'n beloofde land toe. Ons gaan nie meer slawe wees nie. En vir 'n oomblik dink ons, dalk is dit die hulp wat die mensdom nodig gehad het. Hierdie man Moses wat gaan kom en julle gaan lei. Maar selfs Moses, wat die woord sê 'n vriend van God was, maak droog. En hy kan nie die volk, hy kan nie eens saam met hulle in die beloofde land ingaan nie, want hy het so droog gemaak. God sê vir hom, jy mag nie ingaan in die belofte nie, want jy het droog gemaak. Jy het weer eens dit in jou eie hand geneem. Hy het die klip tabelle stikkend gegooi.
Hy het kwaad geraak en hy verloor hierdie perspektief en weer eens daar, en na hom sien ons die woord gaan aan, en jy kom en jy het Exodus, na Exodus, kom ons op 'n plek waar daar's rigters, en as jy nie weet wat rigters was nie, rigters, is manne en vrou deur God aangestel, om te sê, lei my mense, en die rigters van hulle het goed gedoen, en van hulle het sleg gedoen. Deborah byvoorbeeld, 'n vroue rigter het so goed gedoen, maar het sê, toe die volk net weer eens verval. Gideon, nie my seun nie, die een wat in die Bybel was, het so goed die volk, het so goed kom lei, en het was goed gewees, maar sy seuns het nie gedoen wat hy gedoen het. Jy sien, en so as hierdie ding, vir 'n oomblik lyk dit, yes, alles is reg, vir 'n oomblik lyk dit, daar's redding, die mensdom gaan uiteindelik goed aangaan. Dan lees jy die laaste hoofstuk van die boek Rigters, en dit is nie PG-13 nie hoor, dis R18. As jy die laaste hoofstuk van die boek Rigters lees, dis 'n dodgy hoofstuk in die Bybel, van 'n vrou wat opgekap is, en 12 plekke heen gestuur is, en ek lees dit, en ek besef selfs hierdie manne en vroue wat deur God aangestel is, het dalk vir 'n oomblik verligting gebring, maar ons van die rigters soos Samson, wat weer eens dit net vir homself gedoen het, en verlei deur Delila. En so gaan ons deur die woord, en ons sien dan, na die rigters kom die volk, en hulle sê, ons soek 'n koning, want weet julle wat gaan ons kan help? 'n koning. 'n koning gaan ons kan red, 'n koning gaan die mensdom weer kan gesond maak, so ons soek 'n koning. En hulle kry 'n aantreklike man, ek sê nie so nie, die Bybel sê so, ek dink die man is aantreklik nie, my vrou is vir my aantreklik, en ek sien nie so hoe hulle vir Saul kry, en Saul, hierdie man wat kop en skouers bo die res uitgestaan het, 'n regte warrior, en hulle dink, hier's die man wat die mensdom, nou onthou Israel, alhoewel dit God se mense is verteenwoordig van die hele mensdom, en hulle kyk na hierdie koning, en die koning kan hulle nie red nie, en dan so 'n klomp profete, en die profete kom en hulle waarsku en sê, julle mis die punt, sê God huil oor julle breek God se hart, waarmee is julle besig? Maar dan kom maar 'n koning, en hy is nog die beste van die lot, maar selfs hy het droog gemaak, en sy naam is Dawid. En hierdie Dawid is weer eens 'n vriend van God, is iemand wat naby aan God stap, hulle is so close, ek gaan lees net die psalms, hy het die meeste van die psalms geskryf, hierdie man, wat so 'n intieme verhouding met God gehad het, en God maak hom koning, en dalk vir 'n oomblik het mense gedink, hierdie is die ou. Maar Dawid, die woord sê, toe die tyd wat die konings gaan oorlog voer het, was hy op 'n plek waar hy nie moes gewees het, en hy sien iets wat hy nie moet sien nie, en hy doen vanuit dit wat hy gesien het, iets wat hy nie moes doen nie, hy maak 'n man dood, hy verloor 'n babietjie as gevolg van dit, is 'n hele gemorspel, maar daai Dawid, skryf iets in Psalm 121, en dit is wat ons vandag oor gesels, so die tema kyk op, en hierdie Dawid kom, en hy skryf, in Psalm 121 vers 1 die volgende, hy sê, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Jy sien, en is amper asof hy sê, Here, ek weet wie het voor my gekom, ek ken my eie gebroke hart, en wie gaan ons help? Wie gaan ons kan red? Waar kan ons uiteindelik uitkom, dat die gebrokenheid stop, Here, dat dit moet stop, en so Dawid skryf hierdie woorde, en ons gaan nou terugkom na Psalm 121 toe, maar van daar af, 1000 jaar plus minus nadat Dawid geleef het, sien ons dat die klimaat van die dag is niks het verander van Dawid nie, inteendeel, dit het slegter geword van Dawid af, want wat toe gebeur is, God se mense word vasgevang en weer eens in 'n tipe van 'n slawerny, en hulle was in ballingskap gewees, en is aaklag, maar waar 1000 jaar na Dawid, jy sal dink, gaan vrede wees, is nie, die mensdom het net slegter en slegter en slegter geword, en so 1000 jaar na Dawid, sien ons, dat die volk is vasgevang, in twee groepe mense wat besig is om hulle te verwoes, en die eerste een is die Romeine, weer eens gekom het en gesê, dat ons dien onsself, ons dien nie 'n God nie, ons dien die politieke leier van die dag, en sy naam is keiser, en ons aanbid hom, en hy is die een wat ons kan vryheid, hy help ons, maar hy help nie die mense nie, hy doen dit net vir homself, want ek is keiser, en ek sal die hele wêreld, sal ek oorwin, en ek sal in beheer wees, en hulle kan nie daar hulp kry nie. Maar dan so natuurlik die geestelike leiers van die dag,
Die fariseërs, die sadiseërs, die tempelwerkers, hierdie ouens wat veronderstel was om vir mense te sê, luister hierso, kom nader aan God, maak dit vir mense onmoontlik om na God toe te kom, want onthou weer eens, wat het ons hulp van nodig? Ons het hulp nodig om dit wat in die tuin gebreek het te herstel, ons verhouding met God. Dis wat ek glo, wanneer ons naby aan God leef, wanneer ons 'n verhouding met God is, wanneer hy by ons is, dan word ons gesond, dan word ons genees, dan is daar hoop vir môre. Maar daar's 'n skeiding tussen God en mens wat gebeur het in die tuin van Eden, en daar's 'n breek, en alhoewel daar klomp mense was wat probeer het om ons nader aan God te bring, kon dit nie gebeur nie. En as gevolg van die feit dat dit nie kon gebeur het nie, hierso kom 'n klomp mense, hulle probeer ons lei, en die politieke leiers doen dit nie. Selfs die kerkleiers van die dag doen dit nie. Die kerkleiers van die dag kom en hulle doen dit vir hulle self, en hulle is so vasgevang in tradisie, in gewoontes, dat hulle kyk heeltemal vir God mis, en hulle maak dit vir mense, en Jesus se eie woorde, julle maak dit vir mense onmoontlik om by God uit te kom. Hulle stel 'n standaard wat hulle self nie kan volhou nie. Maar in daai klimaat, in 'n dorpie met die naam Bethlehem, word 'n seentjie gebore. En daai seentjie stap vir 33 jaar op hierdie aarde 'n pad en begin om goeders te doen, en ek het 'n klomp goed neergeskryf. Hy sê, hy maak siekes gesond en hy gee hoop vir die hopeloses. Mense wat dink daar's geen hoop vir môre nie, kry hoop. Mense wat blind is sien, mense wat verlam is loop, mense wat doof is hoor. Ewe skielik is daar hoop. 'n Vrou wat vir 12 jaar lank aan 'n siekte ly wat haar uitgestoot laat, kom en sy vat vir 'n oomblik aan sy soem en sy word genees. Vir 'n oomblik lyk dit, hier is die hulp wat nodig is vir die mensdom. Vir 'n oomblik lyk dit, daar's uiteindelik hoop. Hierdie een gaan ons red. Hier's die hulp wat ons so lank al voor vra. Hy het gekom nie net sommer nie, hy het gekom en die demone het hom gevrees. Hulle vlug. Vestings wat goed, mense wat vasgehou is, vlug. En almal se lewe word hierdeur geraak, selfs die Romeinse offisiere. Manne wat nie eers Jode was nie, ewe skielik vir die eerste keer is God besig om vir hulle ook hoop te gee wat nie eers Jode is nie. En hierdie hele storie gaan aan, en ek sien dat hierdie een wat gekom het om te help, kom nie met eer en rykdom nie, maar hy kom om te dien en voete te was. Hy lyk anders. Hy lyk anders as wat die mense verwag het. Ek sien dat hierdie Jesus kom en hy verander lewens. Hy gee vir mense weer kans vir môre. Dit wat ons gewoonlik sing. Ek sien kans vir môre omdat hy leef. Hierdie mense sien kans omdat Jesus tussen hulle leef. Maar hierdie selfde mense wat op Palm Sondag gesing het, Hosanna, as jy die Sondag hier was nie, Hosanna beteken, Here red ons, is die selfde mense wat Vrydag skree, kruisig hom! Maak hom dood! Hy het gekom om te kom help. Ons kyk op na die berge en ons vra, waar sal ons hulp vandaan kom? Nou is die een wat help. En wat sê die mensdom? Ons wil jou nie bo hê nie. Ons wil bo wees. En dis 'n toestand van ons hart. En hy weet dit, en hy kom, en hierdie Jesus wat net liefde vir mense bewys het, kom en hy word 'n doodvonnis gegee. Hierdie Jesus kom en hy is onskuldig, en die onskuldige een word tot die dood toe aangekla. Hy wat genees word uitmekaar geslaan met woorde en swepe. Hy wat opgebou het, word afgebreek. En dit vat my na die kruisiging toe. Jy sien, in hierdie oomblik het ons gedink, hier's die hulp wat ons so lank voorgewag het. Die mense het gesien, hy gaan ons vrymaak, maar hulle kyk so klein, maar hy het nie net gekom vir daai tyd nie, hy het gekom vir vandag, hy het gekom vir dit wat voor was, hy het gekom vir die hele geskiedenis van die mensdom, van begin tot einde. Hy het gekom vir ons vandag, hy het gekom vir die Jode daar, hy het gekom vir ons kleinkinders. Hy kom in dit in, en ek sien hoe hy gelei word, en hy's geslaan, gemartel, en dis net aaklig as jy lees wat met Jesus gebeur het. En hierdie een wat gekom het om te help, word gelei na 'n baie bekende plek toe. Die plek van die kopbeen, Golgotha. En hier op Golgotha word Jesus gevat, en hy word vasgeslaan in 'n kruis, en ek lees dit vir jou in Lukas 23 vers 32. Het sê, 2 ander misdadigers is ook saam met Jesus weggelei om tereggestel te word. Toe hulle by die plek aankom wat Kopbeen genoem word, het hulle Jesus daar gekruisig, as ook die misdadigers, een aan Jesus se regter en een aan sy linkerkant. En daarop het Jesus gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het ook sy klere verdeel deur die lot te werp, en die volk het net daar gestaan en toe kyk. En die leiers het aangehou om hom te bespot met die woorde, ander het hy gered,
laat hy homself red as hy vorentoe beweeg, as hy die Messias, die uitverkore God is. Ook die soldate het vorentoe beweeg en Jesus gespot. Hulle het vir hom as sein aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n kennisgewing bokant Jesus se kop, hierdie man is die koning van die Jode. Nou interessant, dit was in al 3 vertalings gewees. Dit was in Hebreëus, Aramees en Grieks. Niemand moes getwyfel het, wie hang hier nie. Dit is die koning van die Jode. En hy word geslaan en hy word gemartel. En dit is so maklik om hierdie te lees en emosioneel jouself te distansieer van dit. Maar kan jy jou indink hoe dit geryk het daar? Kan jy jou indink hoe dit gelyk het? Ek dink dit was hierdie bewolkte dag gewees en ek dink dit was 'n swaar dag gewees, amper soos wat dit vanoggend daar buite gelyk het. En daar was 'n geween en 'n gehuil, want weet jy wat, is een ding as 'n onregverdige persoon gekruisig is, teenoor 'n persoon wat iets verkeerd gedoen het en doodgemaak word. Dis ook sleg. Maar wanneer iemand onskuldig is, iemand wat gekom het om te help, daar hang en jy hoor tink, 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 soos wat die spykers vasgeslaan is, en elke keer, ek hoor net soos wat hulle daai spykers vasslaan, hoor ek net hoe hy skree van pyn, eina! Kan jy jou indink in daai oomblik wat hy deurgaan? Hy het gekom om die mensdom te help en hulle sit hom op 'n kruis en hulle kruisig hom. Ek lees dit en ek vra Here, hoe kon U dit verduur? Maar er is iets interessant wat ek nie geweet het nie. Ek het regtig dit nie nog nooit so hieroor gedink nie en ek wil dit graag vir julle lees. Dit sê ons is bewus van baie goed wat Jesus aan die kruis gedoen het. Ons weet dat Jesus het gebid. Ons weet dat Jesus het vir die ou langs hom gesê, ek vergewe jou. En vir die ander een het hom bespot, so in die gedeelte hierna is daar 2 ouens wat aan die kruis hang, die een spot Jesus en die ander een sê, hoekom spot jy Jesus? Kan jy nie sien dat hy is werklik van God af nie? En Jesus sê vir hom, vandag sê jy my nog in die paradys sien. So Jesus het selfs iemand hemel toe gelei terwyl hy op die kruis was. Maar het jy geweet dat Jesus het geworship terwyl hy op die kruis was? Hy het 'n lied gesing terwyl hy op die kruis was. Ek het hierdie nie geweet nie, ek het altyd geweet waar dit vandaan kom wat Jesus gesê het op die kruis. Julle weet, toe Jesus gehang het daai dag aan die kruis, het hy nie net daar gehang en woorde gesê wat hy gevoel het nie. Dit wat Jesus gesê het op die kruis, terwyl hy daar gehang het, was geskryf deur die man van wie ons net gepraat het, wat Psalm 121 geskryf het, Psalm 22. En in Psalm 22 sien ek dat, en jy kan dit vir my opsit daar langs, in Psalm 22 sien ek die volgende, het sê, hy kom op en hy sê, dat toe God gekom het, sê hy, my God, waarom het U my verlaat? Waarom is U ver daarvan om my te verlos, ver van die woorde wat ek uitskree? Jy sien wat Jesus sê hierso, is hy kom en hy sê, dat hy hang in die kruis, wil jy moenie hierdie oomblik mis nie, kan ek jy vra my oë te sluit vir 'n oomblik, hy hang in die kruis. En al wat jy om jou hoor is gehuil, al wat jy om jou hoor is mense wat ween oor die feit dat Jesus daar is. En jy hoor die spykers wat vasgeslaan word. En in dit hoor jy hoe Jesus kom en hy skree van die pyn, maar dan wat uit sy woorde uitkom is, my God, waarom het U my verlaat? Jy maak jou oë oop vir 'n oomblik en jy sê, maar ek het dit al van tevore gehoor. Psalm 22 begin deur te sê, hierdie is 'n lied wat gesing moet word. Jy sien, so terwyl Jesus selfs in die kruis vasgeslaan was, worship hy. En so dis hoekom vanoggend toe sê ek vir die span, ek wil hê ons moet begin met die boodskap, sodat ons kan worship, want Jesus het aan die kruis geworship. So wanneer ons hom vanoggend aanbid, dan doen ons wat hy gedoen het aan die kruis, ons worship. En ek wil sê, dis vir my en jou so 'n belangrike ding, wanneer ons deur die moeilikste tye gaan, om aan te hou worship. Ek sien dit in Paulus en Silas wat in die tronk sit. Hulle is vasgevang, hulle was onskuldig, hulle worship. Dalk dra jy volgend jou kruis. Worship. Maar van daar af sien ek hoe hierdie Jesus wat veronderstel was om die hulp te wees, hy's besig om dood te gaan, en ek lees dit nou verder hierso in Lukas 23 vanaf vers 24. Het sê teen ongeveer 12 uur het duisternis toegesak oor die hele land tot 3 uur toe. Die son is uitgedoof en die swaar gordyn van die tempel het middeldeur geskeur. As jy nie dit geweet het, in die middel van die tempel was 'n gordyn wat God en die mens geskei het. Hierso wys wat Jesus gekom het om ons mee te help. Om dit wat in die tuin van Eden gebroken gaan het en verlore gegaan het, God wat na mens toe kan kom en mens wat tot God kan nader, daai voorhangsel skeur.
En met 'n harde stem het Jesus uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En nadat hy dit gesê het, het hy sy asem uitgeblaas. En toe die Romeinse offisier oor 100 sien wat gebeur het, hy God geloof en gesê, hierdie man was werklik waar regverdig. Die hele skare het wat saamgedrom het vir hierdie skouspel en gesien het wat alles gebeur het as teken van rou op hulle bors geslaan en huis toe gegaan. Maar Jesus se vriende, sy disippels, asook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het op 'n afstand bly staan en al hierdie dinge aanskou. Jesus sê, Here, hoekom het U my in hierdie oomblik verlaat? Maar God het hom nie verlaat nie, hy was besig om te worship. Hy was besig om herstel te bring aan dit wat verloor gegaan het. Ek hou van wat Leonard Sweet skryf, hy skryf die volgende, hy sê, there were 3 criminals on Golgotha that day. Jesus was as much as a thief as those robbers on his left and his right. Jesus was the 3rd thief on Golgotha. The first 2 thieves stole money and objects from households. Jesus was a different kind of thief. The 3rd thief, the one Pilate trumpeted and as king of the Jews pulled off the greatest heist in history right in front of their eyes. This 3rd thief had a long criminal record. Jesus had already robbed the woman at the well, a woman with 5 husbands, of her shame and guilt. He had already robbed the cursed and ostracized of lepers of their disease and disenfranchisement. Jesus had robbed the lame, the sick and the poor of their disgraced places on the fringe, their dishonored seats at the table. He robbed 2 blind men of their muteness and in giving them voices to praise. He gave them vision to see. Jesus had already robbed the crowd of 5,000 of their complaints and self-pity, and he filled their bodies and souls with good things. But Jesus, the greatest robber in history, pulled off still a greater capper. You might call it the great soul robbery. This was the 3rd thief's most audacious theft. Through his sacrifice on the cross, in his descent into death and hell, Jesus showed just how weak self-sufficiency really was. Ons kon dit nie doen nie. And conversely, he showed just how powerful dependency on God could be. Jesus, crucified among thieves, performed his greatest robbery after his execution. Jesus robbed Satan of his power over sin and death. Jesus robbed death itself of victory. Jesus ripped off the grave and stung the sting of death's futility and finality. The 3rd thief on Golgotha committed his greatest robbery after he was cut down and buried. He robbed death of its power when he rose again to new life. And where is so? The most important decision every human being ever makes is this: will you give Jesus the license to steal? Jesus wants to steal your heart. The story of Calvary asks each of us, in whom will you ultimately put your trust? Will you trust only in yourself, your powers, your strength, your goodness, or will you give Jesus the license to steal? Will you confess that you are at your most basic level a sinner in need of God's mercy and utterly dependent on God's mercy? Leonard Sweet, Jesus' theology. En wat hy kom en hy sê, Jesus het gekom en hy het die goeie nuus. En dit wat ek volgend gekom het, wat ek gevoel het, ons verkondig, is dat Jesus het gekom en hy was tussen 2 diewe, maar hy was ook 'n dief. Hy het die krag van die dood en die hel en die vyand kom steel. En gesê, ek gee vir julle 'n nuwe lewe. Dit het nie meer 'n vashou op jou vandag nie. En hier is wat ek sien, ek lees Johannes 3 vers 16 en 17, wat ons nie kan deel op 'n naweek soos hierdie, en sê, God het die mensdom so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie die seun na die mense wêreld toe gestuur om mense te veroordeel nie, sodat die mens deur hom verlos kan word nie. Weereens, hy kom hier so en hy sê, waar kom my hulp vandaan? Ek kyk op na die berge en ek vra myself, waar kom my hulp vandaan? En vanoggend, net soos in Jesus se tyd, en dit wat daar met Jesus gebeur het, vra ons dieselfde vraag, waar gaan ons hulp vandaan kom? Hoe kan ek uit hierdie vashou, want ons mense vandag wat hier sit, en ek weet nie of jy dit besef, maar die mense wat vandag hier sit, wat in depressie vasgevang is. Die lewe het gebeur, en dit voel vir jou, jy kan nie vorentoe gaan nie, jy's in 'n gat. Daar's mense wat vandag hier sit, en sê, Marius, jy weet nie, maar ek het selfmoordgedagtes.
Daar's mense wat vandag is wat vasgevang is in verslawings, wat besig is om hulle lewe te verwoes. Daar's mense wat vasgevang is in huwelike, wat besig is om uit mekaar uit te skeer. En die realiteit is, dat ons kyk ook vandag op en sê, Here, help. Jy sien, want dis wat Dawid skryf in Psalm 121 vers 1, en hy sê, Here, help. En ons is hier, en Psalm 121 vers 2 sê, my hulp. En hier kom Dawid en hy antwoord. Hy sê net, ek kyk op nie, hy sê, daar's 'n antwoord. Hy sê, my hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Almal voorheen kon nie gehelp het nie, maar my hulp kom van hom. Jy sien, en vandag, net soos meer as 2000 jaar terug, is ons in duisternis vasgevang. En dit is donker. En van ons lewens voel soos hierdie oomblik. Van ons lewens is stikkend. Ons is moeg, ons weet nie wat se kant om te gaan nie, ons sien nie kans vir môre nie. Daai depressie en gedagtes waarvan ek nou net gepraat het, is besig om jou heeltemal te oorweldig. Dit voel vir jou net, ek weet nie meer nie. En vandag, net soos wat Dawid geskryf het in Psalm 121 vers 1, sit jy hier en jy sê, Here, waar kom my hulp vandaan? Maar Oase familie, vandag is ek hier om vir jou te sê, kyk op, daar is waar jou hulp vandaan kom. Kyk op, daar is waar jou hulp vandaan kom. Kyk op, daar is waar jou hulp vandaan kom. My hulp kom nie van mense nie, my hulp kom van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. Jy sien, Jesus gaan en hy hang aan daai kruis. In duisternis, sê die woord. En hy kom en hy sê, ek het daar gehang vir jou. En so, Here, wanneer ons na hierdie kruis vanoggend kyk teen hierdie dak, kyk ons op en ons weet ons het hoop. Ek kan nie myself red nie, Here. Slegs U kan my red. Dit wat U gedoen het aan die kruis, Here, slegs dit kan my red. Ons gaan jou bedien vanoggend met worship, maar ek wil jou vra om op te kyk vanoggend. Terwyl ek voorberei, beleef ek mense wat swaar kry, mense wat moedeloos is, se koppe hang. En daar's mense wat vanoggend hier is en jou kop hang. Geestelik hang jou kop vanoggend en jy voel, ek weet nie meer wat se kant toe nie. Kan ek vir jou sê, wat beleef ek vanoggend? Jesus kom. En met sy hande wat gate in het, kom hy en hy vat in jou gesig, saggies. Hy tel jou gesig op en hy sê, kyk op. Ek het gekom om jou te red. Ontvang dit wat Jesus vandag vir jou wil gee. And all hail King Jesus, and all hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus, all hail the Savior of the world. All hail King Jesus, all hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus, all hail the Savior of the world. Wil julle nie saam met ons staan en hierdie verklaring met my saam ons maak? Kom ons sing, there was a moment when the sky lit up, a flash of light breaking through. When all was lost, He crossed eternity. The King of life was on the move. for in a dark cold tomb, where our Lord was laid, one miraculous breath, and we're forever changed.
ons sing daai chorus nog een keer saam. And all hail King Jesus. All hail King Jesus. All hail King Jesus. All hail King Jesus. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom, 'cause you know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God. Oh, hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns. Forever all my days, hallelujah. We say, hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah,
to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Daar's 'n koning wat regeer, hy is ewig en onwankelbaar. As hy praat, bewe die aarde, sy almag en sy waarde is onmeetbaar. En hy is 'n vesting in die storm, 'n toevlug as die berge om my val. Elke wapen wat gemaak word, sal breek onder die almag van sy hand. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog verhewe, hy regeer vir ewig. Daar's 'n koning wat regeer, sy soem vol die kleed van die tempel. Ons leier en oorwinning, dis hy self wat voor ons uit sal gaan. Al lyk alles uit beheer, is hy steeds op die troon van genade. En koninkryke wankel, maar die wat op die rots is sal bly staan. Kom ons sê, so lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog verhewe, hy regeer vir ewig. Lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog verhewe, hy regeer vir ewig. Hy wat hoor as die berge is, hy wat bo al die storms heers, hy wat sterker as die sterkste winde is. Ek kyk op na U. Hy wat hoor as die berge is, hy wat bo al die storms heers, hy wat sterker as die sterkste winde is. Ek kyk op na U. Ek kyk op na U. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy regeer vir ewig, hy regeer vir ewig. Lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God,
Hy is hoog verhewe, hy regeer vir ewig. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Oh, eternal. Oh, return to you, Jesus. So turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Dis 'n oomblikke wat soos hierdie, ek wil sê 'n heilige oomblikke waar God se teenwoordigheid so intens en tasbaar is dat 'n ou eintlik amper onwaardig voel. Om in hierdie teenwoordigheid te kan wees. As 'n familie kyk op van die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Jesus Christus het uit die hemel uit neergedaal om vir elkeen van ons wat hier is vandag die lewe te gee. Hy het sy godheid prys gegee en met sy eie lewe het hy betaal, want ons is duur gekoop, sê die woord. Dit was nie vir Jesus maklik om aan die kruis te hang nie, maar hang het hy gehang, en het was nooit die spykers wat in sy hande ingekap het, wat hom aan daai kruis gehou het nie. Maar het
wat was die liefde wat daar is vir my en vir jou. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit, sodat die wêreld kan lewe. Jesus se liggaam, gebreek aan die kruis, is die lewende brood. En wanneer ons vandag die nagmaal saam gaan gebruik, kan ons van een ding seker wees en ons kan een ding weet. Jesus se liggaam is egte voedsel en sy bloed is egte drank. Wie sy liggaam eet en sy bloed drink, beleef 'n innige verhouding met hom en hy met jou. En die aand voor Jesus se kruisiging het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word. En wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. En hulle gaan ons nou amper met die nagmaal bedien. En almal wat hier is vandag is welkom om saam met ons hierdie nagmaal te gebruik vandag en onsself te herinner aan dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Die waarde wat daar is in sy liggaam en in sy bloed. Of jy hier kuier vandag en of jy deel is van ons gemeente. Elkeen van ons vandag wat hier is, kan saam aan hierdie nagmaal gebruik. En daar's buns wat ons gaan uitdeel. Een vir elke gesin asseblief. Paas, mans, lei jou gesin vandag in die nagmaal. Breek die brood, soos Jesus het gebreek het. Vra God se seën. Dank die Here vir sy bloed en vir sy liggaam en bedien jou familie met die nagmaal vandag. Enkel mamas, bedien jou gesin vandag met die nagmaal. Bid vir jou gesin vandag vir die nagmaal. En as jy iemand sien wat alleen staan iewers, of alleen sit iewers, trek hulle by jou gesin in en maak hulle in die oomblik deel van jou gesin en bedien mekaar met die nagmaal. Waar's 'n familie, julle kan julle sitplekke neem. En as 'n familie sê vandag vir Jesus, dankie vir sy liggaam en dankie vir sy bloed. En ons gaan julle nie vandag lei in die nagmaal nie. Ek gaan nie hier voor staan en julle lei in die nagmaal in die paas, maas, leiers, mans. Julle gaan mekaar vandag bedien met die nagmaal. Julle gaan self die brood breek en vir mekaar uitdeel. En saam self vir Jesus vandag sê dankie vir sy liggaam en vir sy bloed. En tuis in die band gaan agter ons net saggies speel. Maar gebruik hierdie oomblik en bedien mekaar met die nagmaal. En kom ons herinner onsself aan dit wat Jesus vir ons aan die kruis moontlik gemaak het. So turn your eyes upon Jesus. Look for in His wonderful face, and the things of earth
grow strangely dim in the light of His glory and grace. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Presence is all I need, it's all I want, and all I seek, and without it, there's no meaning. Your presence is the air I breathe, the song I sing, and the love I need, and without it, I'm not living. So I will exalt you, Lord. I will exalt you, Lord. There is no one like you, God. And I will exalt you, Lord. I will exalt you, Lord. No other name be lifted high. Your presence is all I need, it's all I want, and all I seek, and without it, there's no meaning. Your presence is the air I breathe, the song I sing, and the love I need, and without it, I'm not living. So I will exalt you, Lord. I will exalt
you, Lord. No other name be lifted. Kan ons net sing as daar enigiemand is wat oorgeslaan is, wil jy nie net jou hand opsteek nie? Okay, het lyk of almal het. Dankie. I will exalt you, Lord. I will exalt you, Lord. There is no one like you, God. I will exalt you, Lord. I will exalt you, Lord. No other name be lifted high. So in die aand wat Jesus gekruisig was, lees ons in Matteus 32 dat in Matteus 26 vers 30 dat nadat hulle die brood gebreek het, het hulle saam geworship en toe is hulle op Olyfberg toe. En Jesus het geweet dit kom en ek probeer myself indink hoe dit moes voel vir Jesus om in daai vertrek met daai vriende van hom te sit met die een wat hom sou verraai en te worship en te weet dat as ek nou hier uitstap, gaan ek gekruisig word. En hier waar ons op Vrydag dit vier wat Jesus vir ons gedoen het, is my uitnodiging aan jou dieselfde. Ek weet nie wat dit is wat jy dra vanoggend nie. Ek weet nie wat dit is nie. Maar ek wil julle uitnooi dat as ons nou gaan afsluit met worship, dat ons met dieselfde hart, soos wat Jesus geworship het vir God, dat ons daai hart na Jesus toe sal bring, ten spyte van dit wat ons nou dalk kan deurgaan. Ten spyte van dit wat ons weet wat nou hierna gaan gebeur. Dat ons onsself nog steeds in die posisie sal kan sit waar ons sal kan sing en sê, God is waardig van al die aanbidding wat ons hom kan bring. So as 'n familie staan saam met ons in hierdie laaste oomblik en kom ons aanbid saam. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. And on the third at break
Son of heaven rose again. Come on. Oh, trample them where is your sin. The angels roar for Christ our King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. You shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. And oh, praise the name of the Lord our God. For endless days oh, praise the name. Come on. Of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. And oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. The cross as the final word. The cross as the final word. Sorrow may come in the darkest night, but the cross as the final word. The cross as the final word. The cross as the final word. Evil may put up its strongest fight,
but the cross has the final word. We'll sing this song, the cross. The cross has the final word. The cross has the final word. The Savior has come with the morning light. The cross has the final word. Come on, what's the thought? Oh, the cross has the final word. The cross has the final word. He traded death for eternal life, 'cause the cross has the final word. There's nothing stronger, nothing higher, nothing greater than the name of Jesus. All the honor, all the power, all the glory to the name of Jesus. There's nothing stronger, nothing higher, nothing greater than the name of Jesus. All the honor, all the power, all the glory to the name of Jesus. There's nothing stronger, nothing higher, nothing greater than the name of Jesus. All the honor, all the power, all the glory to the name of Jesus. Come on, sing the cross. The cross has the final word. The cross has the final word. The Savior has come with the morning light. The cross has the final word. Oh, the cross has the final word. The cross has the final word. And He traded death for eternal life. The cross has the final word. Die kruis het die laaste sê. Jy weet, ek hou nie van die feit dat ons kruisies op 'n hangertjie sit nie. En dan gaan jy sê hoekom? Want hy is nie meer aan die kruis nie. Die kruis het nie meer krag nie. Die kruis is oorwin. Jy sien, daar was 'n simbool gewees van slawerny, dit was 'n simbool van dood, dit was 'n simbool van verlorenheid. Maar Dawid kyk op, hy sê, waar sal my hulp vandaan kom? En dat daai gebroke stuk hout gaan Jesus. En hy hang, sodat ek en jy nie daar hoef te hang nie. En aan hierdie kant van die opstanding kan ons sê, Here, dankie dat die kruis, dit stop daar. Dit stop daar. Die vashou van die vyand stop daar. En terwyl ons hier staan in worship, hoor ek hierdie woorde duidelik. In my hart hoor ek die volgende. Daar's mense wat vandag hier is. Jou verlede sê nog vir jou, ek het die laaste sê. Jou verslawing sê nog vir jou, ek het die laaste sê. Maar weet jy wat jy volgens sê? Nee, jy verstaan verkeerd. My redder aan die kruis het die laaste sê. Hy het die laaste sê oor my lewe. Waartoe ek in ewigheid gaan. So vandag kan ek jou vra net weer saam met my op te kyk. Sê ek kyk op. Waar kom my hulp vandaan? My hulp kom van die een wat aan die kruis gehang het. En daarom kan ek vandag vryheid beleef.